Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Tot sover. Amen. Jy kan oopmaak by Efesiërs 6, vers 18 tot 20. Ek is gevra om by 'n konferensie in die Kaap te preek Vrydag en hier is wat hulle vir my gevra het om te preek. Nie hierdie teks nie, maar hulle het gevra oor gebed en verskeie aspekte daarvan. En so laat ek dit eers vir julle preek. Julle is die proefkonyne. Maar nie regtig nie, ek dink hulle is. Want dit is belangrik vir my om te onthou, die Here het my hier geplaas vir hierdie skape. En eers die woord hier te bring en dan ook in Kaapstad. Ek en Deidre sal dan nou Dinsdag vertrek vir 3 weke. Sien baie uit na 'n bietjie vakansie. So die tema krag deur gebed. Die konferensie waar ek gaan preek is baie oor die lewe van Martin Holt. En so ek gaan baie Martin Holt illustrasies sê, verskoon my. Kom ons bid saam en dan hoor ons die woord van God. Heilige Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus, die naam bo elke naam. Daai naam voor wie die duiwel sidder. Die naam wat verhewe is bo elke naam. Nie net in hierdie bedeling nie, maar in die toekomstige, bo elke owerheid en heerskappy en krag en mag. Die naam voor wie elke knie sal buig en elke tong bely dat U die Here is. En ons bid dat U vandag sal spreek tot in ons harte, Here. Skyn die lig in die duisternis. Dat die swaard penetreer deur die klip, deur die graniethart, maak dit 'n nuwe hart. En die wie sagte harte het wat aan U behoort, kom smeer U salf en kom skyn U lig, kom bemoedig, kom versterk, kom onderrig tot verheerliking van Jesus die Here. Amen. Efesiërs 6 vers 18. Paulus sê by elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Bid ook vir my, sodat wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woord vir my gegee mag word om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Hiervoor is ek 'n gesant in kettinge, sodat ek vrymoedig daaroor kan praat soos ek moet. Nou die agtergrond is, in Handelinge hoofstuk 19, dit was nou die storie wat vir die kinders bedoel was. Maar hier gaan julle dit hoor. So in Handelinge 19, dan doen die Here kragtige wonderwerke deur Paulus, selfs sakdoeke wat aan Paulus se vel geraak het, of miskien as hy nou tente gemaak het en is 'n warm dag en hy sweet en hy sit sy sakdoek neer, dan mense het nou daai sakdoek gevat en dit op die siekes gaan lê en die siekes het gesond geword.
En toe staan 7 seuns van 'n Joodse priester met die naam Skefa. En hierdie 7 seuns dog toe, maar hulle gaan ook duiwels uitdryf. En toe kom hulle nou by 'n man, en hierdie man het 'n demoon in hom, en hulle sê vir hierdie man, in die naam van Jesus, wat deur Paulus verkondig word, gaan uit. En toe voeter daai man hulle, en hy skeer hulle klere, en hy slat vir hulle, laat hulle bloei, al 7 van hulle hardloop uit die huis uit. Hulle dog hulle kan Jesus se naam as 'n towerwoord gebruik. En uiteindelik, toe's mense so aangegryp hierdeur, dat hulle besef die krag van Jesus Christus, dat nie hierdie towerwoordjie wat mense wil sê nie, maar Paulus se boodskap is waar. En hulle draai na die evangelie toe, en hulle glo in Jesus Christus tot verlossing. En toe bring hulle boeke, want hulle het allerlei towerboeke gehad met towerbesweringe, jy weet, spells en tovername en woorde wat hulle sê. En toe bring hulle hierdie boeke en hulle gooi dit op 'n hoop, hulle steek dit aan die brand. 50.000 stukke silwer werd was hierdie boeke. En so versprei die evangelie toe. En toe staan 'n man met die naam Demetrius, en hy's regtig ontsteld hieroor, want almal draai nou weg van hulle afgodediens af en hulle begin na Jesus toe draai. En hy het sulke silwer beeldjies gemaak, tempeltjies, wat vir die afgod, die godin Artemis was, of Diana. En toe sien hy nou maar, mense koop nou nie meer sy ware nie. En toe sê hy, sien, hierdie Paulus, hy sê, ons God is nie regtig nie. Ons moet iets doen om op te staan vir ons God. Shame, die arme godin kan nie vir haarself opstaan nie. Maar die eintlike God is die besigheid, jy verstaan. En toe maak hulle groot oproer, en uiteindelik die oproer so groot, dat hulle wil vir Paulus doodmaak. Maar Paulus het nie in hulle hande gekom nie. En so in daai konteks skryf Paulus hier oor 'n geestelike oorlog. Hy besef, is nie 'n oorlog teen Demetrius nie, dis nie 'n oorlog met die seuns van Skewa of demoonbesete mense. Uiteindelik is dit 'n stryd nie teen vlees of bloed nie, is nie teen mense nie, is teen bose geeste. En so Paulus skryf vir hierdie gelowiges in Efese oor die geestelike wapenrusting. Nou, hoe gebruik jy die wapenrusting van God? Jy gebruik dit nie deur olie te smeer aan deurkusyne nie, of blaashekke nie. Want dis wat baie mense doen. Nêrens sê die Bybel jy moet dit doen nie. Maar mense doen dit. Jy stry nie die geestelike stryd deur op 'n ramshoring te blaas nie. En dan gebeur daar iets in die geesteswêreld en demone, jy weet, jy het hulle nou verslaan want jy het 'n ramshoring op 'n sekere manier geblaas nie. Jy verslaan nie die bose magte deur 'n oop Bybel langs jou bed te hou nie. En as die geeste kom en dan waai jy net die Bybel, of jy het 'n kruis om jou nek of knoffel. Jy oorwin hulle nie so nie. Die manier wat jy die oorwinning behaal is nie deur Jesus se naam as 'n towerwoord te probeer gebruik en nou gaan ek vloeke breek nie. Nee, Paulus sê vir jou in vers 18, by elke geleentheid wanneer jy bid, net na hy van die wapenrusting praat. Wie van julle se Bybel sê doen dit alles bidend? Of praying at all times? Met ander woorde, dit vloei uit die wapenrusting uit. Vers 17 gaan dit net oor, hoe doen jy dit? Bidend. Dis hoe jy veg. In gebed. John Owen, wat 'n prediker in Engeland was in die 1600s, hy het gesê, it's useless to take up the whole armor of God if we do not back it up by prayer. So kom ons kyk, hoe gebruik ons dan hierdie wapen van gebed? Eerstens, bid saam met ander. En dit kry ek uit vers 18. En eintlik uit die hele Efesiërs kan ek sê. So dis goed dat jy op jou eie bid, is goed dat jy in jou binnekamer bid, is goed dat jy by die huis bid, maar vir wie sê Paulus vers 18, terwyl jy bid by elke geleentheid? Hy sê dit vir 'n gemeente. Die heel eerste vers van die boek sê, van Paulus se apostel en so aan die heiliges in Efese, aan daai gelowiges, soos vir 'n gemeente gesê. Jy sien, die vroeë kerk het verstaan van saam bid. Hulle het verstaan van, ons moet eendragtig volhard in die gebed. In Handelinge 1 vers 14, Handelinge 2 vers 42. Hulle het verstaan van Handelinge 4, toe daar dreigemente is, het sê, julle mag nie meer in Jesus se naam preek nie. Wat het daai Christene gedoen? Toe roep Petrus die groep bymekaar en sê, kom ons bid. En hulle soek die Here en is met die Gees vervul, die plek is geskit, hulle het uitgegaan in die woord, kragtig gaan verkondig. Hulle het verstaan van,
toe Jakobus se kop afgekap is met 'n swaard en Petrus in die tronk sit want sy beurt kom. Toe verstaan hulle van die gemeente kom saam, Handelinge 12:5 en hulle tree in, hulle pleit by die Here vir Petrus. Hulle het verstaan van gesamentlike gebed. Nou wanneer Paulus oor hierdie wapenrusting skryf, nê? Ons sê nou mos hy skryf vir 'n gemeente. So dit beteken is nie 'n Navy SEAL nie. Nou Navy SEALs is ook nou maar 'n groepie saam, maar hierdie is 'n weermag. Hierdie is 'n bataljon. Hierdie is 'n groep Romeinse soldate. Wie van julle het al gesien wat doen Romeinse soldate met hulle skilde? Hulle staan so sy aan sy en almal hou sy skild so voor hom, wat in die tweede ry. Hulle hou hulle skilde so bo hulle koppe, derde ry, vierde ry, tot die agterste ry, hou die skild agter. Ouens aan die kant, hou die skild aan die kant, dan lyk dit soos 'n skilpad. Hulle noem dit ook 'n skilpad. 'n Roman turtle of 'n Roman tortoise, 'n testudo, wat 'n soort skilpad is. En dan loop hulle as die vyande kom, hulle kan klippe gooi, hulle kan pile skiet, hulle kan spiese gooi. Hierdie soldate hou nie die skilde so dakkie reg oor hulle, en as die vyand naby kom, en druk hulle spiese tussen die skilde deur. En so het die Romeinse weermag die wêreld verower. En dis hoe Paulus sê ons moet stry. Nie op jou eie nie, jy is nie 'n Green Beret nie, jy is deel van 'n weermag. En daai weermag bid saam. Jy sien Satan vrees nie biddelose preke nie. Hy is nie bang vir biddelose sonnaarskoollesse nie. Hy vrees nie biddelose straatuitreike of sendingwerk of evangelisasie of diensbaarheid of goeie werke nie. Hy is nie bang daarvoor nie. Satan lag vir 'n kerk wat politieke petisies teken en sê kom ons teken 'n petisie teen die regering. Hy lag vir 'n kerk wat dit doen en sê dit doen niks aan my nie. Hy lag vir kerke wat dink ons gaan die wêreld deur sosiale werk verander. Kom ons gaan gee kos en komberse en sop kombuis. En ek sê nie 'n sop kombuis is verkeerd nie, maar ek sê as dit sonder gebed is, dit beteken niks nie. Beteken niks nie. 'n Biddende kerk is 'n bedreiging vir Satan. En hy sal alles in sy vermoë doen om te keer dat 'n gemeente bid. En hy sal alles in sy vermoë doen om te keer dat jy as 'n individu bid. Hy sal maak dat jy so vol is van jouself dat jy sê soos die gemeente in Laodicea, ons is ryk, ons het verryk geword, ons het niks nodig nie. Want dis 'n kerk wat nie bid nie, is 'n kerk wat dink ons het dit, die budget lyk goed en die mense kom en die gebou is vol op 'n Sondag en alles is reg. En mense is daarom vriendelik en ons het lekker tee en ordentlike kwaliteit koffie met koekies. 'n Kerk wat biddeloos is. Julle het nie want julle bid nie, sê Jakobus. En Satan vrees dit glad nie. Hy vrees nie, wat hy sal doen is, hy sal probeer om ons weg te rokkel van bidure. En te sê, moenie by die biduur wees nie. Hy wil jou wegrokkel van gebed. Hy wil maak of dat jy bid, maar jy is ongelowig. En jy's klein gelowig, jy bid en dan dink jy op die einde, ag, wat help dit in elk geval? Die Here gaan sê, in elk geval, ek moet nou my eie plan maak om myself uit te help hierso. Satan sal mense versoek om te bid. Jy sal nie bid hier kom en dan bid jy en jy bid mooi woorde en groot woorde en jy hoop mense dit gehoor en komplimenteer jy op jou gebed. Want die Bybel sê, dan moet jy nie enigiets van jou Vader verwag nie. Jy het klaar jou beloning gekry. Mense sal applaus en dis al wat jy sal kry. Of jy kom na die bid hier toe en as dit jou beurt is, dan gaan jy slaap onder gebed. En so Satan is heeltemal tevrede en dis sy werk wat wil keer dat jy bid. Of jou gedagtes dwaal, jy is in die gebed en jou gedagtes is op 100 plekke behalwe by die persoon wat langs jou bid. Sodat jy nie amen kan sê en saam kan stem daar nie. Of jy soos Martha. Nee, jy kom in die bid hier en dan stap jy weer uit die bid hier. O ja, ek het vergeet ek moet dit doen. O, ek het vergeet ek moet dit doen. Want jou gedagtes glad nie by die gebed nie. Martha is besig vir Jesus. Sy het nie tyd om by Jesus se voete te sit nie. En ek dink dis seker een van die grootste hindernisse in die Here se werk is bediening. Bediening is 'n hindernis. Dit kan 'n hindernis raak. Jy is so besig met bediening, jy het nie tyd vir Jesus nie. Nie tyd om by Jesus self te wees nie. Of sonde, dat Satan ons sal versoek. Op pad kerk toe beklei jy en jou vrou in die kar, jy en jou man beklei in die kar, jy en die kinders is aan mekaar, die kinders en die ouers en boeties en sissies is aan mekaar, net voor diens en jou gedagtes is nie daar nie. Jy kan nie bid nie, of wanneer jy in die gebedstyd is, of sonde wat jy koester in jou hart. In Psalm 66:18, as ek sonde in my hart gekoester het, sou die Here nie my gebed gehoor het nie. Jy sien, Satan wil dit inbring, sodat om ons oneffektief te maak in gebed. 'n biddelose predikant, 'n biddelose ouderling, 'n biddelose gemeente, 'n biddelose Christen is naby aan 'n val.
Is dit nie wat Petrus gedoen het nie? Petrus sê vir Jesus sê vir Petrus, julle gaan almal weghardloop vanaand. En Petrus sê, Here, almal kan weghardloop, ek sal nooit nie. Ek sal saam met u doodgaan. Toe sê Jesus, Petrus, jy weet nie waarvan jy praat nie. Voor jy haan gekraai het, gaan jy my 3 maal verloon. En hoe dit gebeur? Toe Jesus in die tuin was, hy sê vir hulle, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie, wat het met Petrus gebeur? Vas aan die slaap. Vas aan die slaap, hy bid nie. En ons weet wat gebeur het, hy het Jesus verloon. Martin Holt, Wyle Martin Holt, vir die wat nie weet wie Martin Holt is nie, dit was 'n prediker in Suid-Afrika, hy is oorlede in 2011, 'n baie kragtige prediker en 'n man van gebed gewees. En so Martin Holt het ons vertel hoe hy gepraat het met predikante en hy het spesifieke hart gehad vir predikante wat geval het in sonde en nou uit die bediening uit is. En hy het 'n hart gehad om met hierdie ouens te werk. En hy sê sonder uitsondering, elke een van daai ouens, elke een van daai mans het hulle stilte tyd begin afskeep en 'n tyd later het hulle tot 'n val gekom. En dis presies wat Satan wil doen soos ek hier ook uitwys. So ons moet waak en bid. Kyk wat sê vers 18. Hy sê by elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid. Daarom moet julle waaksaam wees. Waaksaam wees. Wakker wees vir hierdie vyand wat rondloop. Wat Jesus vir Petrus gesê het, waak en bid. In 1 Petrus hoofstuk 4 in vers 7 dan skryf Petrus, hy sê die einde van alle dinge is op hande. Daarom moet julle selfbeheers en nugters wees met die oog op gebed. Jy moet selfbeheersing hê om te sê nee, ek moet my gedagtes beheer. Nee, ek gaan nie nou opstaan want ek het iets onthou en ek gaan nie verder bid nie. Nee. Selfbeheersing. Nee, ek gaan nie slaap nou nie. Ek gaan myself wakker hou. Ek moet fokus, ek moet konsentreer. In 5 vers 8 ken ons die verse, wees nugter, wees waaksaam, want julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. So waak. Tweedens, bid te alle tye. Dit is ook in vers 18. Wayne Grudem, hy is 'n Amerikaanse teoloog, en hy vertel van hierdie vriendin van hom. Sy is 'n ateïs, en hulle ry in die kar eendag, 'n paar van hulle, en hierdie vriendin sê, soos hulle gesels, sê hulle, elke mens het innerlik, het hy 'n sin van God se bestaan. Elke mens weet God bestaan. En toe ontken sy dit. Sy sê, dit is nie so nie. Ek het geen sin in my van God se bestaan nie. En so sy praat, skielik tref hulle 'n hele kol ys op die pad. En die kar begin teen 'n hoë spoed gly, en dit begin tol op die pad, op die ys, en dit tref 'n sneeubank, so langs die kant. En niemand het seer gekry nie. Maar terwyl die kar so tol, toe sê sy, Lord Jesus, help us! En toe die kar tot stilstand kom, toe kyk almal met sulke groot oë vir haar. Ongeredde mense bid. Ongeredde mense, as hulle in 'n krisis is, as daar probleme is, dan roep hulle uit. Party van hulle het selfs 'n gereelde gebedslewe. Moslems bid elke dag 5 keer. 5 gebedstye. Die Fariseer het vir die Here gesê, Here, ek vas 2 keer 'n week. So ongelowiges kan ook bid. Jy sien maar die verskil is, die gelowige het 'n verhouding met die Vader. Die gelowige bid te alle tye, as jy opstaan, as jy gaan slaap, wanneer jy eet, wanneer daar krisis is, wanneer jy dankbaar is, wanneer jy gesondig het en sonde bely, wanneer jy in gevaar is en jy bid vir beskerming. Die ongelowige bid deurgangs. Daar's 'n verhouding met die Vader. So dis meer as, dit is soos Daniël. Daniël het 3 keer 'n dag gebid, maar dis meer as dit nog. Dit is vers 18 wat vir ons sê, by elke geleentheid. Of, wat sê die ou vertaling? Sean, jy het 53 gelees. Sê dit ten alle tye. Ek weet nie eens waar. Wat sê hy? Vers 18. Altyd. By elke geleentheid. Die ESV sê, ek dink ook, dit praat van praying at all times. At all times. By elke geleentheid. So Paulus het dit baie in sy briewe. Ek het so eintlik 'n klomp verwysings hier, wat ek nie almal gaan deurgaan nie. Maar jy kan kyk, baie keer in die begin van sy briewe, dan sê hy,
ek bid dag en nag vir julle. Ek hou nie op om vir julle te bid nie. Hy sê vir Timoteus, dag en nag onthou ek jou in my gebede. Dag en nag dank ek die Here vir julle. En tree ek vir julle in. Dag en nag met trane smeek ek. En so oor en oor in Paulus se briewe sê hy hierdie ding. Martin Holt het vir ons geleer. Hy het vir ons gesê, dis nie genoeg om net in die oggend jou stilte tyd te hê en jy bid, en dan res van die dag doen jy jou eie ding nie. Hy sê, deur die dag roep jy die Here aan. Deur die dag het jy tye van gebed vasgestel, of net soos jy gaan, soos Nehemia, skietgebed. Jy's op die pad, en hier's iets wat jou bekommer, jy roep tot die Here, Here help my, jy's op pad na 'n vergadering toe. Ag, jy het gesondig en jy's bedroef daaroor, jy sê, vergewe my Here, soos jy gaan, jy wag nie tot môreoggend nie. Deur die dag, bid te alle tye. Nou, ek dink party van julle voel skuldig. Want ons misluk hierin. Nee, ons bid nie te alle tye soos ons moet nie. Ons bid nie altyd soos ons moet nie. 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. En ons sê, maar ek doen dit nie soos ek moet nie. As jy nie bly, daar is iemand wat dit doen nie. Wat sonder ophou bid, wat is sy naam? Jesus. Hy bid sonder ophou in die regterhand van die Vader. So wanneer jy besef, ek doen dit nie, gaan na hom toe. En dan beroep jy hom op hom, jouself op hom. En sê, maar hy doen dit. Dankie Vader, dat iemand dit doen vir my. En help my, verander my deur die Gees, maar dankie vir Jesus wat dit perfek doen, wat in my plek staan. Derdens, bid altyd in die Gees. Dit is ook in vers 18. By elke geleentheid wanneer jy bid en smeek, moet jy telkens deur die Gees bid. Nou, party mense sê, om te bid in die Gees beteken jy bid in tale. En dit verwar die duiwel, want die duiwel verstaan nie tale nie, en nou weet hy nie wat jy bid nie, en nou is hy paniek bevange, hoe gaan ek nou beklei teen jou? Dis glad nie wat Paulus hier bedoel nie. Hoe weet ek dis nie wat hy bedoel nie? Kyk dit in die teks, hoe weet ek hy sê nie bid in tale nie? Jy moet by elke geleentheid in die Gees bid. Praying at all times in the Spirit. Jy moet altyd in die Gees bid. So hy kan nie bedoel, jy moet altyd in tale bid nie, nommer 1 en nommer 2, 1 Korintiërs 12 sê, nie almal spreek in tale nie. Hierdie is vir elke Christen. So om te bid in die Gees beteken, Sagaria 12 vers 10, waar God 'n gees van gebed en smeking uitstort oor sy mense, oor sy kinders. Sodat die Gees jou so beweeg en dring tot gebed. Ek gee 'n voorbeeld. In 1854, so omtrent, give or take, 1854 is daar 'n man met die naam van Nicolaas Hofmeyer in die Wes-Kaap. So binne die eerste 150 jaar van toe die NG Kerk nou in Suid-Afrika gekom het, Nederduits Gereformeerde Kerk, toe het hulle binne 150 jaar net 5 kerke geplant. En Nicolaas Hofmeyer het so 'n begeerte, so 'n drang op sy hart, dat die gelowiges moet bid. En hy nooi mense na die bidhuur toe, hy is die predikant, vir 6 jaar kom niemand na die bidhuur toe nie. 'n Gemeente bidhuur. 6 jaar smeek hy die mense, hulle kom nie. En in daai tyd het Andrew Murray so die Here gesoek. En Andrew Murray se pa eintlik vir 37 jaar, elke Vrydag aand het hy gebid vir herlewing. En toe het Andrew Murray en 'n groep predikante bymekaar gekom wat die Here gesoek, onder andere Nicolaas Hofmeyer. Toe daai herlewing kom, toe het hulle nie genoeg plek vir al die mense wat wil bid nie. En die mense wat die Here uitroep en smeek en roep om genade. En julle het al gesien hoe lyk NG Kerk geboue. Baie NG Kerk geboue, dis so 'n gebou soos hierdie, maar dan het hy ekstra vleuels wat uitgebou is. Daai is gebou vir die bidure, want hulle kon nie al die mense huisves nie. Dis bid in die Gees. Wanneer die Gees so oor mense kom, dat hulle kan nie anders nie, hulle is gedring tot gebed. Hulle is gedring tot gebed. Om te bid in die Gees beteken ook, vers 17. So vers 17 sê, dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dis die woord van God, by elke geleentheid wanneer jy bid en smeek, moet jy telkens deur die Gees bid. Vers 17, vat die swaard van die Gees, dis die woord, vers 18, bid in die Gees. So jy bid hierdie boek, wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Maar ek bedoel nou nie as ek sê bid die Bybel, dan bedoel ek nie jy bid dit meganies nie. Dis nie so, ek lees die versie, en nou het ek 'n versie gelees, en ek sê dit vir die Here nie. Nou jy kan dit so bid en in die Gees bid, maar dis nie meganies nie, dis dinamies. Daai waarheid het jou hart so gegryp, dit het so ingesny in jou hart,
dit het so troos gebring, dit het so hoop gebring, dit het so bemoediging gebring, dit het so lig laat skyn. Jy kan nie anders nie, dit dring jou hart tot gebed. Dit dryf jou, jy roep uit tot die Here, so gryp hierdie waarheid jou. Dis bid in die Gees. En dis hoe die Here wil hê ons moet bid. Dit gaan nie oor 'n liturgiese vorm nie. Okay, ons het nou 'n gebed, môre gemeente, vandag lees ek hierdie gebed vir julle voor. En daar's kerke wat dit so het, nê? So liturgie. En dan lees jy hierdie gebed voor en volgende week is nou hierdie Sondag. Vandag is hervormingssondag. Ons lees die hervormingsgebed. Kom ons staan. Nee man, dis nie bid in die Gees nie. Dit maak bid in die Gees dood. Dis net 'n vorm. En jy kan dit self sê en ek het dit gehad in my lewe. Ek's baie goed daarmee om 'n dissipline te hê wat enigiets kan doodmaak. So dissipline is goed, maar pas op, want jy kan 'n gebedslysie hê. En daai gebedslysie, jy kan so vasklem daaraan en dit kan so 'n rigiede vorm word, jy wyk nie links of regs af van daai lysie nie. En dis nie bid in die Gees nie. Dit maak bid in die Gees dood. Dit demp bid in die Gees. Want bid in die Gees is dinamies, dis vloeibaar. Waar die Heilige Gees iets in jou gedagte bring. Jy dink aan Tannie Lenet in die middel van die nag. Hoekom dink ek aan haar? Word jy wakker en die gedagte kom bid vir haar. Dis bid in die Gees. Waar die Heilige Gees 'n vers na jou gedagte toe bring en hierdie ding weeg so op jou, jy bid dit. Dis bid in die Gees. John Owen, weer die Puritein, hy sê as jy net by vorms bly, metodes van gebed, lysies bly. Dis soos iemand wat vir sy hele lewe lank, nou sy 37 jaar oud en hy swem met vlekkies. Hoe cute. Nee, dis nie cute nie. Dit was cute toe hy 5 was. As jy heeltyd met vlekkies swem, gaan jy nooit leer swem nie. As jy heeltyd net met lysies bid en met forme bid, gaan jy nooit leer bid nie. Jy sal nie in die Gees bid nie. Om te bid in die Gees beteken daar's 'n spontaniteit. Jy onthou die storie van wat was haar naam? Hanna. Ek wou dit vertel vir die kinders vanoggend en toe verander ek die storie. So Samuel se ma. Samuel, dit gaan nie oor woorde nie. Om te bid in die Gees gaan nie net oor die woorde wat jy sê nie, dit gaan oor die begeerte van die hart. So sy het voor die Here gekniel en sy was so graag 'n baba gehad het. En net haar lippe het beweeg, maar daar was nie 'n woord nie, want die teks sê sy het in haar hart gebid. Sy het haar hart, she poured out her heart before God. Dit is bid in die Gees. Jy stort jou hele hart uit. Daar's 'n geloofsbelijdenis wat 400 jaar terug geskryf is en saam met dit is haar Bybelvrae en antwoorde. Die Westminster Shorter Catechism. En dan wanneer dit kom by die vraag, what is prayer? Dan sê dit nie prayer is talking to God nie, want gebed gaan oor meer as die woorde. Dit sê prayer is a offering up of our desires to God. Dit gaan oor die begeerte van die hart. Die Here sien mos, is hier regtig net woorde wat jy praat? Het jy al ooit woorde gesing, maar jou gedagtes was nie daar nie? Ja. Het jy al ooit woorde gebid? Jy praat met die Here, maar jou gedagtes op 'n ander plek. Ja. So dit gaan nie oor die woorde nie. Dit gaan oor die hart. Dis bid in die Gees. John Piper, wie van julle het daai stukkie gesien wat hy sê hy het op ChatGPT ingetik, write a prayer in the spirit and theology of D.A. Carson en maak dit oor die soewereiniteit van God. Toe lees hy daai gebed. Dit klink soos sy vriend D.A. Carson. Dit is so goed. Toe sê John Piper, rekenaars doen woorde beter as ek en jy. Gebed gaan nie oor woorde alleen nie. Hierdie volk prys my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af, sê Jesus. Dit gaan oor die hart. Dis wat bid in die Gees beteken. Om te bid in die Gees beteken dat die Heilige Gees so 'n greep het op jou hart, dat jy in verwondering is oor die heerlikheid van die Vader, oor die majesteit van die Seun, oor die heerlikheid van Christus. Dit nie wat die Heilige Gees doen nie. Hy wil Jesus verheerlik. Dat die Gees jou so gryp, dat jy die skoonheid van die Here aanskou, en jy aanbid hom en jy bewonder hom, soos Jesus ons geleer het. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dis wat jy wil hê. Dis hoe jy bid. Kyk in hoofstuk 2, vers 18. Hier's wat bid in die Gees beteken. Hoofstuk 2, vers 18.
Want deur hom, dis nou Jesus, deur Jesus het ons albei, Jode en heidene, toegang tot die Vader deur een Gees. Die Heilige Gees wil hê, jy moet na die Vader toe kom deur Jesus. Dat jy so bewus is van hom. En met hom kan praat as 'n Vader. Om te bid in die Gees beteken jy het, in daai Engelse woord, jy het fellowship met die drie enige God. Jy geniet dit in sy teenwoordigheid. Jy is nie net daar vir wat jy kan kry. Jy is daar vir hom. Jy roep uit Abba Vader. Om te bid in die Gees beteken dit waarvoor Jesus nou vir jou bid in die hemel, die Heilige Gees vat daai gebede en hy sit dit binne in jou hart en jy bid ook al voor. Dis Romeine 8, vers 26 en 27. Gees bid vir ons, vers 34, Jesus bid vir ons. Ek dink ons is baie haastig in gebed. Ons is so haastig in gebed, ons sal nooit leer om vers 18 te doen nie, om te bid in die Gees. Want ons wil gou kom, gou hierdie ding afhandel, ek het my besigheid om vir die Here te sê, en ons het nie tyd om op hom te wag en te vra. Ek het hierdie week, toe ek hierdie voorberei, toe besef ek, nee, jy bring net jou dinge so voor die Here. Nee, vra eers vir die Here, laat u Gees my lei asseblief. Help my om te bid in die Gees. Help my, lei my waarvoor ek moet bid. En ek dink wat ons behoort te doen is sê, Here, vergewe my. Vergewe my dat ek die Heilige Gees bedroef het. Hy wou kom werk in my, maar ek blaas daai vlammetjie uit, want ek is besig, ek het dinge om te doen. En partykeer is dit dinge vir Jesus, en ek moet dinge vir Jesus doen, soos Martha. En dan vertrou ons die Here, en ons sê, Here, hier is my gebede vandag, my lofprysing, my sondebelydenis, my voorbidding, en elke soort gebed, hier is dit. Was my gebede in die bloed van Jesus. Wie van julle, jy moet nie jou hand opsteek nie. Wie van julle, as jy by Exodus kom, by daai deel oor die tabernakel, en dan moet jy die tent so maak, en dit moet hierdie kleur, en jy moet dit so boor, wie van julle skiep daai? Hierdie is nou vervelig. Dit is eintlik baie mooi waarhede daai. Want byvoorbeeld, hulle het so klein altaartjie gehad, net so hoog, vierkantig, en van akasia hout, en is met goud oordek, en dan het hy 4 sulke, op die hoeke, het hy 4 sulke horingkies, sulke punte. En dan brand hulle wierook daarop, die hoëpriester. En dis simbolies van ons gebede. Later in die Bybel sê dit so. Simbolies van ons gebede wat geurig en aangenaam is vir die Here. Maar het jy geweet, 1 keer 'n jaar, dan moet die priester, dan slag hy 'n bul en 'n bok, en dan vat hy die bloed en hy smeer dit op daai punte, op die hoeke van die altaar, om te sê, hierdie gebede, your prayers must be atoned for, want ons gebede is onvolmaak, en Jesus se bloed maak ons gebede aanvaarbaar. En dank die Here daarvoor, om te sê, Here, my gebede is so onvolmaak, en ek is so haastig partykeer in gebed, en ek bid partykeer so deur mekaar. Dankie vir die bloed van Jesus. En wat gaan gebeur as die bloed van Jesus jou gebede aanvaarbaar maak? Dan kom die Heilige Gees. Jy sien, oral waar die bloed gaan in die Ou Testament, oral waar die bloed gaan, op die oor en op die duim en op die groot toon van die priester of van die melaatse, daar gaan die olie op. En oral waar die bloed van Jesus gaan, gaan die Gees. En dan sal jy in die Gees bid. 4de, bid met alle gebed. Ook in vers 18. Hy sê by elke geleentheid wanneer jy bid en smeek. Ek dink die ESV, die English Standard Version sê, with all prayer. Nou wat beteken hy all prayer? Dit beteken elke soort gebed. Elke soort gebed. Ek het eenmaal toe ek 'n preek voorberei, toe help die Here my, ek het hom gevra, help my, ek kry nie hierdie ding lekker by mekaar nie, toe help die Here my. En toe is ek weer angstig, want toe moet ek die tweede preek klaar kry, en ek sê, ag Here, wil U nou met my die tweede een help, en toe help hy my, en toe is daar nog 'n krisis, want ek moet iets klaar kry, sê ek, ag Here, wil U my, en skielik is ek in 'n muur vas. En is so of ek kan net nie die ding reg kry nie. En ek vra vir die Here, wat is dit? En dit hou so aan vir 2 dae. En toe wys die Here my, jy vra my, jy vra my, jy vra my, jy dank my nie. Jy sien, die Here wil hê all prayer. Nie net 'n inkopieslys nie. En baie bidure is so. En baie van ons gebede is 'n inkopieslys wat ons sê, Here, hier's my goeders. Ek bid hiervoor, ek vra hiervoor, gee vir my hierdie, doen vir my hierdie, gee my krag, maak my bruikbaar, maak my diensbaar, help my om 'n getuie vir U te wees, gee dat ek 'n invloed kan hê, maar Paulus sê all prayer.
En ek dink die Onse Vader som dit vir ons mooi op wat all prayer is. Daar is aanbidding van wie God is. Daar is danksegging, daar is sondebelydenis, daar is gebed vir beskerming, daar is bid vir jou nood, daar is bid vir ander, want dit is ons Vader en ons brood. So daar is elke soort gebed wat ons voor die Here bring. Dis wat Martin Holt ook vir ons geleer het. So wanneer ons 'n bid hier gehad het, elke Vrydag het ons hier in Kempton Park by die teologiese opleidingsskool was daar 'n bid hier gewees. Van 11:00 die oggend tot 3:00 die middag. En al die studente moes gaan en ek was toe nou al predikant hier gewees, so die predikante wat naby is en wou gaan kon gaan. So ek het gegaan op Vrydag. En dan begin hy so, dis nie net, goed julle, kom ons bid saam, waarvoor bid ons vir jou Werner, en Lisel, waarvoor gaan ons vandag vir jou bid, en almal bid net, nee, hy het gesê, ons eerste ronde, hy lees vir ons 'n teks, of 'n kort oorsig oor 'n Bybelgedeelte, en dan sê hy, nou sit net lofprysing, geen gebedsversoeke nie. So, kom ons begin, en dan bid ons. Volgende een, nou gaan ons die Here dank, die volgende ronde is danksegging. Volgende een, nou is dit 'n tyd van sondebelydenis. Volgende een, nou bid ons vir, en so aan en so voorts. En dis wat die Here ook hier deur Paulus sê, alle gebed. Jy sien, vers 18, alle gebed is die hand wat vers 17 die swaard uit die skede trek en hierdie swaard swaai en steek en kap. Dis alle gebed wat die Gees gebruik to wield the sword of the Spirit en om binne in mense se harte te sny en lewens te verander. En dis hoe die Here vra dat ek en jy moet bid. Is dit nie wat gebeur het met koning Josafat nie? So hier's 'n klomp vyande. Hoe gaan ons teen hierdie vyande veg? Jy weet, hande in die hare, wat gaan ons doen, Here? Die Here sê, moenie bekommer nie, staan julle terug, kyk, dis nie julle wat veg nie, ek veg vir julle. En wie's voor in die weermag? Die sangers, Niels en Maritjie en Jennifer en Timothy en die musiekspan, Amelia, die sangers, en die oomblik toe hulle die Here begin prys, die draai die vyande teen mekaar en begin mekaar doodmaak. Daar is 'n voorbeeld van alle gebed, prys die Here, of sondebelydenis, of wat dit mag wees. In The Pilgrim's Progress, deur John Bunyan, dan staan hierdie man, Christen, en hy hardloop weg, want die stad waar hy bly gaan verwoes word, en nou gaan hy na die hemelse stad toe, en toe op 'n stadium toe veg hy teen Apollyon, 'n aaklige monster, en hy veg met hom deur die swaard van die Gees, en hy die skild van geloof, en die helm van verlossing, en so aan, en toe kom hy op 'n tyd, na hy geveg het, die monster het gevlug, die draak, en toe gaan hy deur die vallei van doodskaduwee, en daar is dit so donker, jy moet versigtig trap, want daar is 'n afgrond die kant en 'n afgrond daai kant, en op 'n tyd is dit so sleg, hy het al hierdie lasterlike gedagtes teen God, maar dis demone wat dit in sy oor fluister en in sy gedagtes bring, maar hy kan hulle nie sien nie, en hy die swaard en hy kap, en hy weet nie waar om te kap nie, en toe gebruik hy die wapen, all prayer, en toe die Here hom veilig deur die vallei gebring. En so vra die Here van ons, all prayer. Nommer 5, bid met alle volharding, dis in vers 18. In 2019 tot 2022, julle onthou, daai bidkamer was so vol gewees, ons het 'n oorvloeikamer. Die van julle wat nou nuut is by die gemeente, jy sal sien, daar so by die gebedskamer is daar so 'n WhatsApp, daai gebedshandjies, en die kamer langs aan ook. Die rede hoekom dit is daai gebedskamer was so vol, ons moes nog 'n vertrek gebruik vir die bidure. En toe word die volgende vertrek gebruik. En op 'n stadium met die woensdaande was ons so vol gewees, daai bidure het sommer 1 uur en 3/4 gegaan. Want ons het toe nou aanlyn, het ons COVID, daai eerste lockdown, julle sal onthou. En wonderlike tye van gebed gehad. En 2023, toe dit so afgeneem die bidure op Woensdae, dat die bidure so afgeneem het dat ek gesê het, en ek het met van die ouderlinge ook gesels, maar toe het ek gedink, nee, ons stop maar die bidure, daar is een op Sondag, en toe stop ons die Woensdae bidure, ek het dit gestop, en dit was 'n groot fout. En ek is dankbaar ons het dit hervat verlede jaar, maar dit was 'n groot fout gewees, want vers 18 sê vir ons, einde van die vers, daarom moet julle waaksaam wees, deur volhardend te pleit vir al die heiliges. Ons moenie ophou nie. Here, ek sal u nie los, totdat u my seën nie, het Jakob gesê. Of daai vrou wat agter Jesus aanloop. Here, asseblief kom help. Jesus, help my. My dogtertjie is met 'n demoon besete, help my. Asseblief.
Jesus ignoreer haar. Help my! Die disippels sê, Here, sy raas in ons ore, maak haar stil. Sy sê, help my, Here. Hy sê, dis nie mooi om die kinders se brood vir die hondjies te gooi nie, want sy is nie 'n Jood nie. En toe sê sy, ja, maar die hondjies eet die krummels wat van die tafel afval. Jesus sê, groot is jou geloof. Dit sal vir jou gedoen word, net soos jy gevra het, jou dogter is gesond. Toe kom sy by die huis, toe is haar dogter genees, die demoon is weg. Jy sien, sy het nie opgehou nie. Sy het volhard in gebed. Elia het nie een keer gebid en gesê, gaan kyk as al wolke oor as die wolke nie, toe maar het gaan nie reën nie. Hy het 7 maal gebid, totdat die Here reën gestuur het. Daai man, wat ek onthou hulle laaste Sondag, toe vertel ek vir die kinders van die ou wat klop by die, sê, maak oop, ek het kuiergaste, ek het nie kos in die spens nie, ons nie meer brood in die broodblik nie. Daai ou het aangehou klop tot sy vriend hom help. Die Here wil hê ons moet aanhou klop, aanhou soek, aanhou vra. Moenie opgee nie. Daai weduwee, jy moet altyd bid en nie moedeloos word nie. Help my regter, hy's 'n slegte regter, gaan jou nie help nie. Ek het nie respek vir God of mense nie. Loop jy hierso. Sy gaan nie ophou nie. Sy het aangehou tot daai ou haar help. En hoeveel te meer sal ons hemelse Vader nie help as ons dag en nag tot hom roep nie. Be constant in prayer. Romeine 12:12. Wat gebeur as die bid hier stop? Dan stop die engine. Maak nie saak of al petrol in die tank is nie, maak nie saak of jy preek elke Sondag nie. Daar's nie 'n engine nie. Daar's niks wat dit dryf nie. En ons het die bid hier hervat in 2024. Ek dink hierdie is reg. Nou, weer is reg. Bid met volharding. Charles Spurgeon in die 1800s het gesê, keep up the prayer meetings, whatever else flags. Maak nie saak wat misluk nie. Moenie laat die bid hier misluk nie. Hou aan. Nommer 6, bid vir al die heiliges. En nou sê hulle vir my by die konferensie, jy het 40 minute. Frek. Ek gaan iets moet doen. Bid vir al die heiliges. Ook in vers 18, want hy sê, terwyl julle volhardend pleit vir al die heiliges. Hoe bid jy vir al die heiliges? Hier sou jy dit nie doen nie. Jy sê nie, Here, ek bid vir al die Christene in die hele wêreld, amen. Hier sou jy dit nie doen nie. Here, ek bid vir Nikki, Here, ek bid vir Donet, ek bid vir Shaal, ek bid vir Mike en Jolanda, ek bid vir Tannie Joey, ek bid vir oom Japie, ek bid vir Rian en Tammy. Amen. Wat het jy gebid vir hulle? Jy het net name afgerammel. Wat Martin Holt ons geleer het is, hy het gesê, hy het 'n lys van, nou hy het baie name gehad, so 'n lys het hom gehelp. Maar hy het 'n lys gehad van sendelinge en predikante en al die mense wat hulle dienste bywoon, besoekers en lidmate. En hy het elke dag gepleit by die Here vir hulle, by naam en volgens hulle behoefte. Ek en my vriend Janie Vosloo, ons sit by 'n konferensie, vroeg die oggend, toe sê ek en hy spreek af, ons ontmoet mekaar 5 uur daar. Kom ons 5 uur, hy sy Bybel, ek my Bybel, toe kom Martin Hol daarin. En toe sê hy nou al lankal, hy het die hoenders wakker gemaak. En toe kom hy daarin en hy sê, môre manne, ek het vir jou gebid vanoggend, Iwer. Ek het vir jou gebid, Janie. Ja, bid vir al die heiliges. Nou sê jy, maar daar's te veel name, daar's so baie mense wat ek ken, dan deel jy dit op in 5. Maandag tot Vrydag. En jy deel dit op in 5 en Maandag bid jy vir hierdie klomp en Dinsdag vir daai klomp en so aan. Sodat jy nie vers 18 naalaat nie, wat sê bid vir al die heiliges. 1 Samuel 12:23. Samuel sê, ek sal nie teen die Here sondig deur na te laat om vir julle te bid nie. Deur op te hou bid vir julle nie. Thomas Brooks, 'n Puritein, hy het gesê, let not others suffer by your neglect of private prayer. Let not the church suffer. Let not any individual Christian suffer by you not praying for them. Laaste een, nommer 7, bid vir jou leraar. Bid vir jou predikant, vers 19 en 20. Daar was 'n vrou in ons gemeente, klomp jaar terug. Sy het gedink, ek is 'n supermens. Sy het nie daai woorde gebruik nie, maar sy het hierdie stelling vir teenoor iemand gemaak en Deidre het dit gehoor en vir my gesê, daai vrou sê, nee, ek dink sy het dit self vir my gesê, Iwer het nie vriende nodig nie, Jesus is sy vriend.
Ja, en ons doen dit maar met die predikers op YouTube, nee, met Woudie Backham en Paul Washer en R.C. Sproul en John MacArthur en John Piper. Ons sit hulle so op 'n verhoog, op 'n pedestal. So asof hulle supermense is. En weet jy wat gebeur as jy dink 'n predikant is 'n supermens, dan bid jy nie vir hom nie, want hy het dit mos nie nodig nie. En iemand in die gemeente het dit vir my gesê, klomp jaar terug. Ek's jammer, Iwer, maar ek bid nie vir jou nie. Daarom was hy eerlik. Die waarheid is, teen wie dink jy gaan die aanslag die sterkste wees? Teen wie gaan die duiwel, wie gaan hy in sy Werner, jy het dit al dikwels vir my gesê, jy weet die leiers. Die leiers van hierdie gemeente, Satan het hulle in sy versuur. As hy een van ons kan laat val, vat hy baie saam. En dan skud hy mense se geloof. Jy weet, Paulus het moedeloos geraak. Hy wou ophou preek op 'n tyd. Toe sê Jesus vir hom, moenie ophou nie, Handelinge 18. Handelinge 23, toe het hy hom gaan bemoedig, want Paulus was mismoedig, hy was ontmoedig, hy was depressief geweest. So bid vir jou leraar. Bid vir jou leraar. So kom Paulus in vers 19 sê, bid ook vir my, wanneer ek my mond oopmaak, 'n gepaste woord gegee word, dat ek met vrymoedigheid, hoekom dink jy vra hy vir boldness, vir vrymoedigheid? Want hy het dit nie nou nie. Hy sit in die tronk, en hy's moedeloos, en hy sê, bid dat ek vrymoedigheid het, dat ek nie ophou preek nie. Martin Holt, hy het ons vertel hoe 5 vroue, daar was 'n vrou in die gemeente, toe kom sy na hom toe en sê, hoorie, ek wil jou net laat weet, ek weet nie of jy hierdie weet nie, maar ek het 5 vroue bymekaar gekry, en ons bid elke dag vir jou, en 1 keer 'n week kom ons saam en ons bid vir jou, en toe vertel ek die storie in 'n preek, en toe sê Ansie vir my, het jy geweet, jy het sulke vroue in hierdie gemeente ook, sê ek regtig, sê sy ja, so baie dankie. Want die prediker weet, soos Paulus, ek het gebed nodig. Bid spesifiek, dat hy sy mond oopmaak en nie bang is nie, want predikante word bang. Predikers word bang, want hulle is bang, ek wil nie mense op mense se tone trap nie, en hulle is bang, mense is nou, hulle frons, hulle kyk kwaai, want ek sê dit, en hulle hou nie daarvan nie, en dan dink jy, moet ek het liewer maar nie sê nie, en eintlik moet ons dit sê. Jy sê wat ons met God se woord preek, en nie vrees wat mense sê nie. En so Paulus vra, asseblief bid vir my. Bid vir my dat die gees van die Here op my sal wees, dat ek aan Israel sy sondes kan verkondig waar dit nodig is, en aan Jakob sy oortredinge. Micha 3 vers 8. Dat ek met krag vervul word. Bid dat my woorde gegee sal word, sodat wanneer die CRL, as die CRL hulle ding deurgestoot kry, en hulle plaas nou die wet op kerke, predikante moet registreer en kerke moet registreer, dat ek kan staan en sê, ek sal nie registreer nie. Want ek sal nie voorgeskryf word, julle sê vir my wat ek moet glo en wat ek moet preek nie. Maar dat ons vreesloos sal wees, dat ons preek nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beoordeel. Jy weet, want ons lewe in 'n tyd van compromise. Waar mense die woord wil afwater, hulle wil mense se ore kiel, hulle gee vir mense wat hulle wil hê. En ons moet hulle God se woord gee. Ek het 'n paar illustrasies oor Martin Holt aan die einde, wat nou pas hierby, maar ek gaan dit nou nie gee nie. Maar net sê dat dit is so nodig, gebed vir mekaar in die gemeente, en vir die predikers, vir die ouderlinge, vir die leiers in die gemeente, dat ons staande bly, en daai krag om staande te bly, hoe kom dit? Deur gebed, en mag die Here nog sulke bidders opwek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat U vir ons U woord gee, en dat U ons aanspoor tot gebed. O, help ons, Vader. Ons is swak, ons is klein, U is groot, U is sterk. Wil U 'n gees van gebed en smeking oor ons uitstort, en ons biddende mense maak, om Christus ontwil. Amen.